Vader, vanoggend is ons so dankbaar as 'n gemeente om die Heilige Gees in ons midde te verwelkom. Here, ons het sulke kosbare woorde vanoggend gesing. Maar ek sit vanoggend hier voor en ek dink by myself, maar as hy regtig vir ons as die volk tasbaar vanoggend kom wys, wat is die liefde vir ons, is ons gereed om dit te ontvang. Want baie van ons het reeds vergeet waaroor gaan Palm Sondag. Baie van ons het vergeet waar gaan Paasnaweek eintlik. Maar Here, dankie dat ons vanoggend net in die teenwoordigheid kom sit. Here, ek glo dat nie een van ons vanoggend kan sê, ons het nie op 'n manier en liefde ervaar vanoggend nie. Here, ek wil vir U dankie sê vir aanbidding en dat ons nog steeds sal gaan wat daar buite in hierdie wêreld en hierdie land aan, dat ons volgend as 'n gemeente nog steeds in vryheid U kan dien. Here, ek verklaar weer eens dat hierdie grondgebied is U grondgebied. Hierdie gemeente is U gemeente. Hierso sal die Gees altyd welkom wees. En Vader, dankie dat ek vanoggend ek wil almal met dit hoor, net 'n instrument in die hand kan wees. Mike op sy eie is niks, maar met U aan my kant is ek meer as oorwinnaar. En Here, dankie dat ons volgende as 'n gemeente net kan kom bely. Here, ons is afhanklik van U en ons het U nodig. Here, hierdie gemeente en sy familielede het U nodig soos nog nooit tevore nie. Maar dankie dat ons volgend kan kom en by U voete sit. En ek eer U daarvoor. Ons moet dit alles in Jesus naam. Amen. Ons sommer vra dat julle sal sit. Ek wil hierdie atmosfeer breek vanoggend nie. Ek gaan sommer inspring. Psalm 118, vers 25 en 26 in die New International Version. Sê, Lord, save us. Lord, grant us success. Blessed is he who comes in the name of the Lord. Ek loop al hierdie hele week en ek wonder, Here, wat kan ek vir die volk sê, dat hulle sal besef, dat dit 'n belangrike tyd in die kerk. En ek hoor in my gees, dat iemand het nodig om vanoggend te weet, jou redder is op pad terug. Hy was al hier, maar hy het die dood reeds oorwin. Vandag wil ek jou vra, gee hom kans. Volle toegang in hierdie Paastyd en sien wat gebeur in jou lewe as jy hom gaan toelaat. En as hy gaan arriveer in jou lewe. Johannes 14 vers 6. Werk die slides nou. Prys die Here. Julle die vyand hou nie baie van ons hier. Maar hy is reeds onder ons voete. Johannes 14 vers 6 sê, ek is die weg en die waarheid en die lewe en niemand kom na die Vader behalwe deur my. Jesus is in die woord hierso en hy sê dat hy is die weg, hy is die waarheid en hy is die lewe. En dis hoekom ons volgend hier is, want hy is die lewe. Wie van julle het al van die term wat ek nou net gebid het gehoor, Palm Sondag? Kan julle vir my wys? Weet julle wat beteken dit? Ons is vanoggend in die vooraand en dis vandag Palm Sondag. En vir baie lank in my lewe het ek regtig nie eintlik verstaan. Wat is die groot ding rondom dit nie? Maar sekerlik die laaste 10, 15 jaar is die Here besig met my, dat ons absoluut niks wat in die woord van God staan, wat nie nodig is vir elkeen van ons nie. So Palm Sondag is 'n baie belangrike tyd, en ek is seker dat ek het nie nodig om vir enige een van julle te vertel hoe belangrik die volgende paar dae, om en by 'n week in die Christelike kalender is nie.
dit was die laaste week van Christus se lewe hier op aarde. Ons is so maklik om te sê ons is kinders van God. Maar hoe sou jy gelewe het, as jy geweet het, jou geliefde vriend, seun, man, vrou, het 'n week oor om te leef? Hoe sou jy vandag besluite geneem het? Ek wil vir jou vra om te dink hieraan, want dit was die laaste week wat Christus op hierdie aarde spandeer het. Maar so baie het in 1 week gebeur. En daar gaan so baie gebeur wanneer die Seun van God betrokke is. En ons gaan volgende Vrydag, gaan ons bietjie dieper kyk, bietjie wat het in hierdie week gebeur. Ek wil jou vra as jy hier is, kom kyk saam met ons. Want daar het baie gebeur in 1 week. En ek glo elkeen van ons kan getuig, dat wanneer God in ons lewens is 'n week 'n lang tyd. Maar 'n week kan ook baie kort wees, wanneer God arriveer in ons lewens. So baie van die kerke en mense fokus alleenlik op Paasnaweek. En sit soveel energie in die Paasnaweek en die Vrydag en die Saterdag en Sondag in. Maar ek wil vanoggend vir julle vra, moet asseblief nie van hierdie oomblik, Palmsondag, in die geskiedenis mis nie. Julle gaan sekerlik vir my vra, en ek het dit al, toe ek 'n kind was, my pa het baie gevra, wat kan so spesiaal wees aan Jesus op 'n donkie? Die kerk soek mos altyd hierdie groot opwindende stories. Hierdie groot preke, waar dooies weer begin lewe, waar blindes weer begin sien, en Jesus op die water loop, en ja julle, dit was wonderlik, dit was awesome. Maar ek het hierdie laaste paar dae so baie opgelees en bestudeer oor Jesus, en 'n donkie, en die gebeure wat op daardie dag gebeur het, dat ek van niet af, en opnuut, weer besef, dat ons absoluut niks in die woord van God, net sommer nie. Daar's 'n skrifgedeelte 2 Timoteus 3, 16 en 17, wat sê dat die hele skrif is deur God geïnspireerd. Dit is nuttig om ons te onderrig, die verkeerde te weerlê, en om ons te reg te wys, en om die regte leefstyl by elkeen van ons te kweek. Dit is God se manier om sy mense voor te berei vir hulle taak, ten volle toegerus vir elke goeie ding wat hy wil hê hulle moet doen. Maar ons sit met 'n probleem vandag, en ek is seker dit is nie net ek nie, maar ons verstaan nie altyd die konteks en die simboliek wat aan tekste gekoppel is nie. Hoe baie van ons lees die Bybel, maar dit is soos 'n storieboek. Hoe baie keer hoor ons as pastore in die gemeente, ons lees die Bybel, maar dit is ons niks. Ek wil vanoggend vir jou sê, ons het nodig om die simboliek raak te sien in die woord van God. Kom ons wees eerlik, ek en jy is in 'n hele wêreld omring deur simboliek. As ek hierdie trouring van my kan afhaal en vir julle wys, dan sien baie van julle net 'n ring. Baie van julle sien net juweliersware. Of baie van julle sien net 'n groot swart ding. Maar vir my beteken die ring baie meer as wat baie van julle kan besef. Hierdie ring is 'n teken dat ek in my lewe saam met een persoon gaan deurbring en wil deurbring. Hoor mooi, een persoon. En so het my vrou ook. Ons het beloof aan mekaar dat deur die goeie, maar ook die slegte, tot die dood ons skei, ons by mekaar gaan bly. So vir my en my vrou beteken hierdie ringe verskriklik baie. Dis 'n big deal. Maar vir baie van julle is dit net 'n ring. As ek nou my 2 kindertjies vat en ek wys vir hulle die ring, dan gaan hulle sê, "Sjoe, dit is groot." Ek het nou eendag getrou, ek weet nie of julle nou, jy sien my. 'n Troue gedoen waar ons die ringe omgedraai het en goeie genigtig. Dit was 'n klein ring. Maar ek dank die Here vir simboliek soos 'n trouring. Maar die trouring gaan nie vir jou iets beteken as jy nie weet wat dit bedoel nie,
wat die teken van dit is nie. Ek het nou die dag in 'n boodskap gesê dat goeie nuus is net goeie nuus as jy daarbey ingesluit is. En ek het vandag vir julle goeie nuus, dat elkeen van julle wat Jesus aangeneem het as verlosser, het deel aan die goeie nuus. Dit is baie belangrik vanoggend dat ons dit nodig sal ag om die simboliek te verstaan sodat ons kan besef wat dit regtig beteken. As ek nog 'n voorbeeld kan gebruik, en ek weet nie of iemand dit weet nie, maar ek is baie lief om die UFC te kyk. Ek weet nie wie van julle weet wat dit is nie. Nou, ek gaan julle seker dalk nou skok. Maar vergewe, moenie my oordeel nie asseblief. Maar dit was deel van my ongeredde, my jong en my stoute dae. Ek het op 'n stadium met ek mixed martial arts gedoen. En ek hou daarvan om daarna te kyk. Ek kry nie baie tyd om dit te doen nie, maar wanneer ek doen, geniet ek dit. Maar aan die ander kant hou Madeleine glad nie daarvan nie. Julle, sy hou glad nie daarvan nie. Behalwe as Bruce Buffer, die ou wat die aankondigings doen met sy snaakse stem, begin praat. Ek trek in my vrou se been, sy hou glad nie daarvan nie. Daai ou irriteer haar. As jy haar wil bang maak in 'n nagmerrie, gebruik haar ou se stem. Julle sal sy sal spring. Maar my vrou hou glad nie van geweld of violence nie. Ek geniet dit nou weer tot op 'n mate, maar natuurlik net tot op 'n punt. Ek hou so baie daarvan dat ek baie keer myself nog in dit sien. Natuurlik in my drome. Ek gaan nie dit nou kan doen nie. Maar soms sien ek myself teen kollegas in die ring. En ek bedoel dit glad nie hier nie. Ander gemeentes. Soms sien ek gemeentelede in die ring. Ook nie hier nie. Ander gemeentes. Ag julle doen dit ook. My nou oordeel nie. Roan, kan jy eerlik wees? Het jy al jou ooit gesien in die ring saam met 'n kollega? Ek het geweet. Sien gou hierdie prentjie. Sê nou ek kry dit reg om vir Madeleine te oorreed om saam met my net een geveg te kyk. Net een. Met ander woorde, sy sit voor die TV in die vertrek by my, maar sy is besig op haar foon. Of sy staar by die ruit, of sy dagdroom, want dit is nie vir haar belangrik nie. En die geveg is aan die gang, en hy's klaar. En daai persoon wat die onderhoude voer, stap in die oktagon in. En hy voer onderhoude met die gevegters. En een van die vegters trek sy handskoene uit. En ek is geskok en ek sê vir hom, Madeleine, kyk, hy trek sy handskoene, sy gloves uit. En sy gaan daar sit en sê, ja, en? Want vir haar beteken dit nie veel nie. Sy gaan heel moontlik vir my sê, sies man, daai ding is nat, hy's vol vuil, hy's vol kieme, ek wil nie eers aan hom raak nie. Maar ek gaan vir haar sê, want ek verstaan die sport, maar kyk, hy het sy handskoene agtergelaat. En sy gaan sê, ja, en? Want iemand anders kan ons die handskoene gaan haal. Maar ek wil vanoggend vir jou sê, as jy weet, dan weet jy. Daai stap van sy handskoene wat hy daar neerplaas, is 'n teken dat hy's nou klaar. Hy tree uit, en daar was sy laaste geveg. Ek dink julle sien waarheen gaan ek. Ons albei het na presies dieselfde prent gekyk. Ons het na presies dieselfde gebeure gekyk. Sy sien nat en vuil handskoene raak. Ek sien iemand se hartseer raak wat vir die laaste keer al uitstap. Dit is moontlik die einde van 'n era in hierdie geveg. In baie gevalle weet ek dat daai ou het baie hard gewerk, het van kleins af geoefen, en baie keer is dit hawelose mense wat sonder 'n huis is, wat dan begin oefen het en dan iewers 'n sukses maak daarvan. Dis 'n big deal. Maar vir Madeleine is dit net vuil handskoene. Ons almal kan na dieselfde prentjie kyk. Ons almal wat hierso sit, en ek weet nie hoeveel mense is ons vanoggend hier nie, kan na een Bybelstuk kyk en dit lees in die Bybel. Maar verstaan ons regtig wat daar staan? Want simboliek maak saak. Die handskoene in die kruit maak saak. So maak elke storie in die woord van God maak saak. Want God het dit daar neergeskryf. As ons nie die betekenis verstaan van die Bybel en die simboliek nie, dan gaan ons nie verstaan hoekom dit saak maak nie. En soos ek vir jou gesê het, die Palm Sondag vanoggend, en baie van wat ek nou gaan sê, kom nie uit myself uit nie.
Ek dink nie ek het al ooit in my lewe so baie gelees soos hierdie week nie. Baie historiese geskrifte, 'n klomp vertalings deurgewerk. Ek het oor en oor deur die 4 evangelies gelees, want ek wou kyk, wat is die simboliek van hierdie dag? Ek wil nie net nog 'n Palm Sondag verbygaan nie. Ek wil rarig hê die Here met my praat en vir my wys, wat is daar wat hy hierdie jaar vir elkeen van ons wil sê. Maar kom ons bid gou saam voor ek verder gaan. Bidders, ek wil vra dat julle ook saam met ons sal bid. Vader, help ons om asseblief vanoggend te verstaan. Help ons om meer te leer van die Seun, Jesus Christus. Soos ons die Seun beter leer ken. En die woord sê dat as ons die Seun beter leer ken, gaan ons U beter leer ken. En Here, dit is ons hartsbegeerte om U beter te leer ken. Vader, praat direk met elkeen van ons situasies, ons bekommernisse, ons begeertes en selfs in ons geloof. Ek wil alles vanoggend insluit. Selfs die goed wat so diep in ons harte weggesteek is. Ons dink niemand weet daarvan nie. Dankie dat ons weet, U weet. Vader, ons bid dit alles in Jesus naam. En almal sê, amen. Ek het hierdie week in my leestyd, het ek 3 goed gesien wat vir my uitgestaan het, en ek wil dit graag met julle deel, en ek haas my. Eerstens wat ek gesien het, was wat Jesus gesê het, wat hy beweer het definitief iets gesê in hierdie week. Het niks in Palm of hierdie laaste heilige week gebeur, wat nie iets gesê het nie. Tweedens is wat hy gedoen het definitief iets gesê. En derdens, wat hy ontvang het definitief iets gesê in hierdie week. Ek gaan nou verduidelik. Die eerste een in Matteus 21 vers 1 tot 3. As jy jou Bybel het, asseblief maak hom saam met my oop. Daar staan toe Jerusalem begin naderkom, het Jesus en sy disippels die dorpie Betfage geleë teen die Olyfberg bereik. Nou soos julle almal weet, as ek 'n prentjie ou. Nou as julle hierdie prentjie kan sien dat hulle kom teen die Olyfberg af. Jerusalem lê deur ver onder. En hierdie dorpie Betfage lê in die vallei. So hulle is op pad iewers heen, maar hulle wil gou rus. En ek sien hierdie prentjie in my geestesoog dat as daar iets sou gebeur het op hierdie pad, was hierdie nou die perfekte plek waar dit kon gebeur het. Want almal kon dit gesien het. Die skrif gaan verder en hy sê hy het twee disippels vooruitgestuur met die opdrag: gaan na die dorpie hier reg voor julle en julle sal daar 'n donkie sien vasgemaak staan met 'n vul by haar. Nou die vul is 'n klein donkie. Sien, ek het geleer. Ek het gaan soek wat beteken 'n vul. Ek het nie geweet nie. Vergewe my. Verder gaan die skrif, hy sê, maak hulle los en bring hulle hier vir my. As iemand protesteer, sê dan vir hulle, die Here het hulle nodig en hy sal hulle nou terugstuur. Ek wil gou vir julle vra, sien net gou wat ek gelees het hierdie week raak. Een van die evangelies sê, terwyl julle die donkies losmaak en die eienaar kom uit en vra vir julle, wat maak julle? Sê net vir hom, ontspan. Chill. Drink 'n chillpil. Die Here het jou donkies nodig. Hy sal dit nou terugbring. Sien julle dit? Ek dink vir myself, hier, dit is 'n baie spesiale ouens daai. Of hulle was baie groot. Of hulle het van vereniging afgekom. Maar jy gaan nie aan my kar of my donkies vat. Wel, ek het nie 'n donkie nie, maar jy gaan nie my kar vat sonder dat ek weet daarvan nie. Ons sê so maklik vir mekaar, die Bybelse verhale is in 'n ander tyd as waar ons vandag is. Ek wil vanoggend weer vir jou vra, dink jy regtig so? As jy gaan kyk na die storie en jy gaan kyk na die Bybel, is dit werklik net die meer welaf mense wat 'n donkie of 2 gehad het. Daai donkie was daai persoon se werksbakkie. Was daai persoon se sportvoertuig. Dit was daardie persoon se vlakwaterbootjie. Wat ook al hy nodig gehad het die donkie vir hom gedoen. Dit was 'n big deal vir daai ou. En hier kom die 2 disippels en hy sê, en die Here sê vir hom, as julle dit gaan doen en iemand kom op julle af, sê net vir die eienaar, die Here het dit nodig. Julle eerste ding wat in my kop afkom, is hoor julle
Hoe klink hierdie soos boek my gou in 'n psigiatriese hospitaal in? Want dit maak net nie sin nie. Probeer julle dit gou vandag. Roan, ek wil vra jy moet dit vandag ook probeer. Gaan na jou buurman of nee, wag. Gaan na iemand wat jy glad nie ken nie en vat sy duur WX Cruiser of sy versamelstuk pos. Maar moenie worry nie, sê net vir hom dat die Here het hom nodig en kyk hoe gaan hy reageer. Julle, Jesus was 'n besondere mens. Jesus het presies geweet waar 'n donkie sou wees. Hy het presies geweet wat die eienaar sou sê en hoe hy sou reageer het. Want hy was Jesus. Daar's nie een van ons wat regtig dink dis die normale manier om goed te doen nie. As ek iemand se voertuig wil leen, sal ek hom bel. Ek sal hom gaan vra. Maar jy sien wanneer Jesus met die autoriteit wat hy van God af gekry het, opdrag gee en mense is gehoorsaam, dan gaan daai autoriteit saam met jou en dit grondgebied skuif. En God laat die onmoontlike gebeur. Onthou ek het vir julle gesê daar's 3 goed wat ek geleer het in my studie en my voorbereiding. Die eerste een wat Jesus gesê het definitief iets gesê. As ek dit in Engels sou omstel, sou ek gesê het, something was said that needed to be noted. Jesus het in hierdie stap, het hy iets gesê, wat ek en jy nie moet mis nie. Voor hierdie oomblik, het Jesus altyd, vir almal wat hy iets voor onmoontlik, en ek sê dit in hakkies, onmoontlik of bonatuurlik gedoen het, soos byvoorbeeld die blindes wat hy gesond gemaak het, wat weer kon sien, die melaatses wat hy gesond gemaak het, die verlamde manne wat nie kon loop nie, het hy aangeraak. Die klein geval waar hy duisende mense kos gegee het met net 2 visse en 5 broodjies. Hy het vir almal gesê, moet asseblief vir niemand sê nie. Want die tyd is nog nie reg nie. Matteus 8:2-4 staan daar net as 'n voorbeeld. Daar kom toe onverwags 'n man met 'n ernstige velsiekte, hy was melaats, nader en hy val voor Jesus neer, met die woorde, Here, as u wil, kan u my asseblief gesond maak. Daarop steek Jesus sy hand na hom toe uit, raak hom aan en sê, ek wil dit vir jou doen, word gesond. En dadelik het sy velsiekte verdwyn, en Jesus sê toe vir hom, sorg dat jy vir niemand sê nie. Daar's baie sulke voorbeelde. Ek kan vir julle die skrifgedeeltes gee, maar daar's baie. Maar hier kom Jesus en hy sê vir sy disippels, gaan en gaan uit 2 donkies. Die Here het hulle nodig. Palmsondag het aangebreek in ons lewens en alles het verander op daai dag. Dis nie net nog 'n Sondag nie. Dis nie net nog 'n dag nie. Palmsondag het gekom. En Jesus het geweet. Hy is op pad iewers heen en hy het met mag en mening gegaan. Hy het gekom en hy het vir almal gesê, en as julle daai prentjies sien, sal julle sien dat hulle was omring deur mense op daai stadium, want hy het soveel wonderwerke gedoen, daar was 'n skare om hom. En Jesus kom en ek wil hê julle moet hierdie sien. En hy sê vir die mense, julle redder, die Here het gearriveer. As dit in ons tyd was, is Jesus dalk vorentoe gekom en so aan die mic geklop en gesê, almal aandag. Ek het iets om te sê. Ek is die Here en ek is hier. In Engels, the King is here. En hy is vandag nog tussen ons. Hy is vandag hier om vir een van julle te sê. En ek weet nie wie het nodig om dit te hoor nie. Maak nie saak waar jy gaan nie. Hy is hier. Hy sien jou. Hy dra jou. En hy maak vir jou 'n uitweg waar jy nie een sien nou nie. Want jy sien, the King is here. Ek het gesien, daar's 3 goed wat vir my uitstaan. Die eerste ene was, Jesus het gesê, wat Jesus gesê het iets beteken. Wat Jesus gedoen het, nommer 2, het definitief iets gesê. Matteus 21:3-6 staan daar, en as iemand vir julle iets daaroor sê, antwoord dan, die Here het hulle nodig en hy sal dit gou weer terugstuur.
vers 4 sê, dit het gebeur sodat die uitspraak van die profeet vervul sou word. Sê vir Sion, kyk, jou koning kom na jou toe. Hy is nederig. Hy ry op 'n donkie, op 'n vul van 'n pakdier. En die twee disippels het vooruit gegaan en gedoen wat Jesus hulle beveel het. Weereens, dit wat hy gedoen het iets gesê. Reg deur die Bybel, as daar iets oor Jesus geskryf was, het julle gehoor en gelees dat hy het geloop soontoe. Behalwe as hy op die water op die see gevaar het, was hy in 'n boot. Wel, daar het hy ook baie keer op die water geloop. Maar hier op Palmsondag verander alles. Goeie nuus, hierdie week het alles verander. There was a shift in the spirit. Besef ons hoe belangrik hierdie week wat voor ons lê, vir elkeen van ons wat kinders van God is, nog steeds vir ons is. Plus minus 1500 jaar voor Palmsondag se gebeure, word daar in Genesis 49 geskryf, en ek lees uit Genesis 49 vers 10 en 11. Juda sal nog koning word, en sy koningskap sal eeue lank duur. Uit jou sal iemand kom wat regeer. Van oral sal die volke kom om eerbied aan hom te betuig en hom te eer. Juda sal altyd volop hê. Aan sy wingerde sal groot ryp trosse swaar hang. Sy donkies sal sommer van die beste druiwe staan en eet, en hy sal sy klere in rooi wyn was. 1500 jaar voor Palmsondag word daar reeds geskryf dat ons redder op 'n donkie gaan kom. Dan sal nog plus minus 500 jaar voor Palmsondag in Sagaria 9 vers 9 staan daar: wees baie bly, dogters van Sion. Juig hardop, dogters van Jerusalem. Kyk, jou koning kom na jou toe. Hy's regverdig. Hy's 'n oorwinnaar, maar tog is hy nederig. Hy ry op 'n donkie, die vul van 'n donkie. Ek wil weer sê, wat Jesus gedoen het, sê definitief iets. Julle 1500 jaar is 'n lang tyd. Is iemand so oud? Ek 500 jaar? Ook nie. Soveel tyd gaan verby. En daar's iets al gesê en daar's goeders gedoen in elkeen van ons se lewens. Maar in hierdie Bybelstorie het ons koning vir ons gesê hy is op pad. En hy het gekom. So dit wat hy gedoen het iets van my en vir jou gesê. Derdens, wat hy ontvang het definitief iets gesê. En hier kom ons by die belangrike deel. Matteus 21:6 tot 8 staan daar. Die twee disippels het toe gegaan en gemaak soos Jesus hulle beveel het. Hulle het die donkie en haar vul gebring. Hulle bootklere op dit gesit. En Jesus het op die donkie gaan sit. Die grootste deel van die skare het hulle bootklere op die pad voor Jesus oopgegooi. En die ander het takke of palmtakke van die bome afgekap en dit op die pad uitgegooi. En julle, dit is waar Palmsondag vandaan kom. In die Joodse kultuur beteken en simboliseer 'n palmboom of palmtakke spesifiek vreugdevieringe. Dit beteken 'n celebration of a hard-fought fight. Dit beteken oorwinning. En ek wil weer sê, niks is per toeval nie. In Matteus 21 vers 9, die B-gedeelte staan daar, en hulle het uitgeroep en gesê, Hosanna vir die seun van Dawid, geseënd is hy wat kom in die naam van die Here, Hosanna in die hoogste hemele. Die mense het geweet, dieselfde mense wat om 'n paar uur na dit sou verraai, het geweet, daar's iets anders aan Jesus. Dr. Lukas het iets uit die gebeure opgetel wat die ander 3 evangelies nie gesien het nie. En dit was nogal baie spesiaal vir my. Lukas 19 vers 38 tot 40 staan daar, en hulle het gesing, geseënd is hy wat kom in die naam van die Here die koning, vrede in die hemel en heerlikheid in die hoogste hemele.
En sommige van die fariseërs het uit die skare het vir Jesus gesê, leermeester, bestraf jou disippels. Maar Jesus het gereageer en hy het gesê, ek sê vir julle, as hulle stil bly, sal die klippe dit uitroep. Julle, is dit nie 'n duidelike uitroep dat hy is die Jesus, ons koning wat op pad is nie. Julle, dit is 'n kragtige stelling. Iets anders wat my bietjie gepla het, toe ek baie klein seentjie was en ek onthou dit so goed, toe ek vir ons pastoor jare terug in Klerksdorp gevra het, en ons kry dit in Matteus 21, wat ek nou net gelees het, staan nou Hosanna vir die seun van Dawid. Nou ons almal ken die storie van Jesus se geboorte. As ek dit so kan noem, die Kersfees storie. Maar Josef was mos sy pa. So hoekom sing hulle die seun van Dawid? As jy gaan kyk in 2 Samuel 7 en in Psalm 98, of 89, ekskuus. En net om 2 te noem, is al 'n paar plekke in die Bybel waar dit so geskryf word. Maar God skryf en hy sê hy sal sy seun stuur. Maar hy gebruik hier die beskrywing die seun van Dawid. Jy sien dit so gebruik, want Jesus kom uit die bloedlyn van Dawid. Ek wil weer vir julle sê, the king is here. In Lukas staan daar dat die fariseërs uit die skare uit vir Jesus geskree het, leermeester, bestraf jou disippels. Maar hoekom sal hulle dit doen? Hulle is dan skrifgeleerdes. Hoekom sal hulle sulke uitsprake maak? Sien, die fariseërs het gehoor en hulle het besef dat die skare het iets geskree wat iets aankondig wat hulle bang gemaak het. Hulle het geskree, the king is here. Want hulle het gesien, is iets wat gebeur. En ek wil afsluit vanoggend en sê dat die koning het gekom. Ons kan hom vandag nog steeds hier tussen ons ervaar. En hy is definitief op pad terug. Ek weet nie wie van julle, ek kan nie wag nie. Maar in hierdie week wat voor lê, is daar so baie wat gebeur het. En ons gaan volgende week Vrydag daarna kyk. Maar ek wil julle vanoggend los met hierdie Palmsondag. En vir julle sê, Jesus het gekom om alles te verander. Ek weet nie waar jy jouself bevind vanoggend nie. Jesus het gekom om dit ook te verander. Hy is nog steeds in beheer. Hy het nog altyd 'n wenplan vir my en vir jou, sy kinders. Hy spesialiseer nog steeds in die onmoontlike. So ek wil vanoggend vir jou vra, wat het jy vanoggend nodig van jou koning? Wat het jy vanoggend nodig van jou redder? Want hy is nie soos die konings van hierdie wêreld nie. Hy het deur baie rowwe goed gegaan vir my en vir jou, om vir ons te bewys dat hy is die ware koning. Hy sê dit nie net nie. Hy wys dit vir ons dat hy is die ware Jesus. Ek wil vanoggend vir jou vra, as jy dalk oorweldig waar jy hierso sit. Is jy vanoggend dalk toegegooi in vrees? Dalk sit jy hier en jy verstaan nie hierdie hele Jesus storie nie. Ek wil vanoggend vir jou sê, hy het gekom vir jou ook. Is jy vandag onseker oor jou toekoms en jy wil uit die land uit hardloop? Hy het gekom vir jou ook. Dalk is jy vanoggend hier en jy het hom nog nooit toegelaat en ingelaat in jou lewe nie. Hierdie Palmsondag 2025 wil ek vir jou sê deur hierdie eenvoudige boodskap dat jou redder op 'n donkie gekom het. Hy is nederig. Hy het met totale liefde gekom. Liefde wat hierdie wêreld nog nooit geken het nie. En hy kom vanoggend en hy sê vir elkeen van julle, en ek wens ek kan elkeen van julle in die oë kyk. Hy is hier. Hy het gearriveer. Hy is hier vanoggend. Alles gaan oukei wees. The king is here. Efesiërs 3:20, en dis my laaste skrifgedeelte, staan daar, hy moet geprys word. Hy wat mag het om deur die krag wat in ons werk, oneindig meer te doen, as wat ons ooit kon vra of dink om te vra. Goeie nuus, ek wil vra, staan op julle voete asseblief. Elkeen van ons wat vanoggend hier is, kan vanoggend hier uitstap met hoop,
want ons koning is hier. Neem hierdie volgende paar dae ernstig op asseblief, want dit is ernstig. Hy het gekom. Hy het sy alles gegee vir elkeen van ons, sodat ek en jy meer as oorwinnaars kan wees vanoggend. Ek weet nie wat het julle vanoggend nodig van hom nie. Dalk het jy hoop verloor. Ek wil vanoggend vir jou gesê, hy het gekom om jou hoop te herstel. Dalk het jy 'n wonderwerk nodig. Hy het gekom om dit vir jou te gee. Dalk het jy 'n uitkoms nodig waarvan nie een van ons weet nie. Ek wil vanoggend vir jou sê, the king is here. Om wat ook al jy mee sukkel vanoggend oor te neem en te sê, hierso's ek. Ek het gearriveer. Soos ek sê, ek gaan volgende week bietjie meer in diepte kyk wat het alles in hierdie week gebeur. Moenie dit mis nie, want dit is jam-pack. Kom ons bid saam. Jesus Christus, baie dankie dat U vanoggend vir elkeen van ons sê deur die Gees dat die King is hier. Here, dat U en elkeen van ons en elke persoon wat na my stem luister vanoggend hier kan uitstap en klaarmaak met hierdie preek as jy dit dalk nou luister en sê ek het hoop ontvang want die King is hier. Here, dankie dat ons vanoggend hier kan staan. Nie deur ons eie krag of ons eie mag nie, maar deur U wat vir ons die krag gee. Here, ek wil vanoggend net kom sê dankie dat U bereid was, dat U nederig genoeg was om op 'n donkie te klim en die stad Jerusalem in te gaan vir elkeen van ons. Here, baie van ons besef nie dit nie. Maar toe U op daai donkie ingery het in Jerusalem, het U geweet wat gaan gebeur. En ek wil vanoggend vir U kom dankie sê dat U bereid was om vir elkeen van ons wat vanoggend hier is, hierdie stap te neem. Hierdie week van oorwinning, ons almal ken dit as die heilige week te kan ingaan. Maar Here, ons is so geneig om te vergeet, ons het die storie. Maar U het in geloof en in verhouding met die Vader geloop. En ek wil vanoggend net vir U kom sê dankie. Here, vanoggend staan die mense voor my en ek weet nie wat is hulle situasies altyd nie. Maar Here, dankie dat ek weet dat U nou arriveer in elkeen van hulle lewens. Here, of daar familieprobleme is of al gesondheidsprobleme is, of wat ook al hulle vanoggend nodig het, the King is here. En Here, vanoggend wil ek vir U kom dankie sê, dat ons vanoggend die simboliek van Palm Sondag vanoggend kan saamvat huis toe, en hierdie week wat so belangrik is by ons kan hou, dit ernstig kan opneem. En Here, dat ons elke dag van hierdie week op sal kyk en vir U kan dankie sê, want U het vir ons die prys kom betaal, sodat ons weer in verhouding met God kan staan. Here, vanoggend wil ek net kom sê dankie. Ek wil bid vir elke gemeentelid ook vanoggend. Here, van die jongste tot die oudste, van A tot Z. Here, selfs al is ons net besoekers vanoggend hier. Here, wil ek vanoggend vir elkeen wat vanoggend hier is bid en vra dat U hulle baie vir hulle sal gelyk maak. Here, dat elkeen van hulle vanoggend sal ervaar hoe U hulle teen die bors vasdruk. Here, hoe ons elkeen vanoggend nuwe hoop ontvang, want U is steeds 'n wonderwerkende God. U is nog steeds die ene wat deur die spreek van 'n woord mense gesond gemaak het. En Here, dankie dat U vandag mense oprig, soos hulle hier uitstap, gaan hulle soos mense loop wat vir jare verlam was en nou kan loop, want Jesus het gearriveer. Ek eer U daarvoor en Here, ek spreek net lewe oor elkeen in die naam van Jesus. My gebed is net goedheid en net guns oor elke persoon wat nou my stem hoor in die naam van Jesus. Amen. Baie dankie julle. Alle eer aan die Here. Ek wil vir julle vra asseblief moenie
Sien alweer. Jy mag van gewoonte. Volgende Vrydag mis nie. Dis 8:00. Ons sal vir julle die boodskapies uitstuur, maar ons gaan 'n bietjie kyk na wat het als in hierdie week gebeur. Weet dat ek en my gesin in die span waardeer elkeen van julle. Ons bid vir julle en dankie dat julle ook vir ons bid. Ek eer die Here vir elkeen van julle. Totsiens. Lekker week.